Vandag gaan kyk na optelling van getalle. So, ek gaan vir jou 'n getal gee. Nou kom ons begin net eers met 'n kleiner getal. Reg. Daar is jou sommetjie. Nou die eerste ding wat ek wil hê jy moet onthou, en jy hoef dit nie altyd te skryf nie, maar vir nou gaan ek dit skryf. Ek wil hê ons moet seker maak dat ons die honderde, die tiene en die ene netjies onder mekaar sal skryf. OK? So, ons gaan die eerste getal eerste skryf. Met plus, maak dit nie saak wat se getal jy eerste skryf, die grootste of die kleinste een nie. So, omdat ons van links na regs lees, gaan ek nou somme die getalletjies skryf, soos dat ons dit lees. So, ek gaan skryf 234, ek moet plus, reg, so ek gaan my plus teken skryf, en ek gaan 124 skryf. So ouens, ek het nou mooi my ene onder my ene geskryf, my tiene onder my tiene, en my honderde onder my honderde. En ons trek dan 'n lyn. En nog iets wat belangrik is, ons begin altyd optel van hierdie kant af. So ons gaan sê 4 plus 4 is 8, 3 plus 2 is 5, en 2 plus 1 is 3. So my finale antwoord is dan 358. So 'n sommetjie sal oor die algemeen 2 punte tel. Jy gaan 'n punt kry dat jy dit netjies en reg onder mekaar geskryf het, en jy gaan 'n punt kry as jou antwoord reg is. So hy gaan vir jou 2 punte gee. So, ons gaan nou gaan kyk na die tweede voorbeeld. So, kom ons gaan kyk nou na 'n groter getal. Nou ouens, hierdie getal het 'n uitvangplekkie. Want jy gaan nou kan sien hierso, het hierdie getal nie 'n duisende nie. So jy moet seker maak dat jy hierdie getalle reg onder mekaar skryf. So ek gaan nou weer skryf. Ons het duisende, ons het honderde, ons het tiene en ons het ene. Weereens wat ek gesê, dit maak nie saak watter getalletjie jy eers skryf nie, maar ons lees maar van links na regs. So, ek het 1204. En kyk nou mooi by 143. Jy kan hom nie hierso skryf nie. Want dan het jy hom nou al die getalletjies opgeskryf en eintlik vir my gesê, daar is duisende, honderde en tiene. En dit is nie wat dit is in die oorspronklike sommetjie nie. So, jy moet seker maak dat jy 100 onder die honderde skryf, daai 4 wat ons eintlik 40 is onder die tiene skryf, en daai 3 onder die ene skryf. Hier staan eintlik 'n denkbeeldige 0. OK? So jy kan hom ooplos. Dit sê maar net vir jou, ons gaan niks daar by mekaar tel nie. En maak seker, wat doen ons? Plus. So ons gaan ons plus vooraan skryf. Ons begin altyd van hierdie kant af optel. So 4 plus 3 is 7. 0 plus 4 is 4. 2 plus 1 is 3. 1 plus 0 of 1 plus niks, want daar staan eintlik niks, bly 'n 1. En ons maak die dubbelstreepie toe, om dan ook vir my te sê, dat dit die finale antwoord is. Reg julle, ons gaan nou kyk na voorbeeld nommer 3.
So ek gaan hierdie getalle nou net skryf in die duisende. Ons gaan steeds plus. Soos wat ek gesê het, ons hoef nie elke keer bo die getalle te skryf duisende, honderde, tiene en ene nie. Jy mag. Ek gaan dit nie nou byskryf nie. Onthou, ons lees van links na regs. So kom ons gaan skryf nou die getal. Ons maak seker, ons skryf dit netjies onder mekaar. En ons begin dan nou ook optel van hierdie kant af. En ons gaan sê 3 plus 4 is 7. 6 plus 9 is 15. Ek sê eerste die 5 van 15. So ek skryf die 5 en ek dra die 10 oor. 4 plus 6 is 10, plus daai enetjie is 11. Ek sê eers die 1, ek dra hom oor. 8 plus 4 is 12, plus enetjie is 13. Nou ek skryf eers die 3. Maar ouens, hier is nie nog getalle hierso, laat ek weer die enetjie kan oordra nie. Dan skryf ek hom net langsaan, 13. So my antwoord is dan 13.157. Kom ons gaan kyk dan nou na ons laaste voorbeeld vir nou. So, julle moet net nou weer mooi kyk na die uitvangplek. Julle sal sien hier, het ek nie duisende ingesit nie. So, jy moet seker maak dat jy jou getalle op die regte plek gaan skryf. So, ons gaan eers ons getalle netjies onder mekaar gaan skryf. Nou, ouens, wat jou nou help, is dat jy blokkies in jou boek het. So jy kan mooi seker maak dat jy die getalle netjies onder mekaar skryf. Ons begin altyd optel van die kant af. En ons kan sê 7 plus 2 is 9. 4 plus 5 is 9. 9 plus 9 is 18. So jy sê die 8, jy dra daai 10 oor. En dan gaan ons sê, hier is ons eintlik 'n denkbeeldige 0. So dis eintlik 2 plus niks bly 2. Maar onthou, jy moet daai enetjie by plus. So dan word dit 3. Ons trek 'n lyn aan die einde om te sê dat dit ons finale antwoord is.